week 8 tot 16 Desember, aan sy se eervolle vermelding prosa stuk. Dag 351.365 uit die pen van Rian Grobler. Ons stap deur die lewe met verskillende skoene aan. Party van ons dra die sagtheid van ou hashpappies, gevorm deur jare se gebruik. Ander dra die stewige, maar nederige pare van Pep, gebou vir noodsaaklikheid, eerder as elegansie. Hierdie skoene verskil in prys, gehalte en verhaal. Maar nie een van hulle bepaal die waarde van die persoon wat dit dra nie. Hulle gee slegs 'n wenk van 'n reis. En elke reis, hoe gewoon of buitengewoon ook al, kom met 'n rivier om oor te steek. Ons verlede, soos daardie verslete skoene, vorm ons. Elke seer toon, elke gebreekte veter, elke klip wat teen die sool gedruk het, is 'n oomblik wat 'n indruk gelaat het op hoe ons vandag deur die wêreld beweeg. Sommige mense reageer vinnig omdat die lewe hulle geleer het om nie te wag nie. Ander huiwer omdat ervaring hulle gewaarsku het om versigtig te trap. En baie dra stille kneusplekke in hul harte wat niemand sien nie. Net soos die binnekant van 'n skoen, merke hou wat niemand anders te raak sien nie. Maar hier is die dieper waarheid. Hoewel ons verlede ons beïnvloed, hoef dit ons nie gevangenes te hou nie. Neurowetenskap wys dat die brein nie 'n vaste struktuur is nie. Dit is vloeibaar, aanpasbaar, in staat om homself te hervorm deur refleksie en doelbewuste aksie. Ons kan ons reaksies herbedraad, ons patrone herbou en ons stories herbedink. Ons is nie gedoem om in die skaduwees van wat met ons gebeur het te stap nie. Ons kan ander paaie kies, nuwe skoene aantrek en gesonder maniere vind om die riviere wat voorlê oor te steek. Die rivier van die lewe. Dit is nie 'n enkele hindernis nie. Dit verskyn keer op keer, soms vlak en kalm, ander kere geswel met storms wat ons nooit sien kom het nie. Vir sommige is die rivier rou, vir ander trauma, vir ander nog die gewig van verantwoordelikheid, spyt, identiteit of verwagting. Elke rivier vra iets anders van ons. Soms moed, soms oorgawe, soms geduld en soms 'n volledige bereidwilligheid om die swaar klippe neer te sit wat ons jare lank gedra het, dinkende dit is deel van ons, terwyl dit ons in werklikheid net vertraag het. Wat ons dikwels vergeet, is dat ander mense ook aan die rand van hul eie riviere staan. Party steek sterk en selfversekerd oor, ander bewe op die oewer. Party is halfpad deur, balanseer op glibberige rotse, en sommige verdrink stilweg agter 'n glimlag. Dit is hoekom vriendelikheid saak maak. Hoekom vriendelikheid nie 'n sagte vaardigheid is nie. Dis 'n oorlewingsvaardigheid wanneer ek my skryfwerk afsluit met wees vriendelik, want almal het 'n rivier om oor te steek. Spreek ek 'n waarheid wat die mensdom dikwels miskyk.
Ons veg almal stille gevegte en ons het almal sagtheid nodig om aan te hou. Vriendelikheid is nie swakheid nie. Vriendelikheid is nie om 'n deurmat te wees nie. Vriendelikheid is om te erken dat 'n oomblik van sagtheid iemand kan red wat skaars by mekaar hou. 'n Respekvolle woord kan 'n lewenslyn wees. 'n Sagte toon kan 'n brug wees. 'n Klein daad van nederigheid kan die vlot wees wat iemand help dryf in plaas van sink. Die belangrikste is, vriendelikheid onderbreek die siklus van skade. Baie mense speel ou tonele uit hul kinderjare of vorige verhoudings weer af sonder om dit te besef. 'n Skerp woord kan 'n ou wond aktiveer. 'n Medelydende woord kan 'n nuwe manier plant om onsself te sien. Wanneer ons vriendelikheid toon, help ons ander om hul eie reaksie op die wêreld te herbedraad. Net soos ons werk om ons eie te herbedraad, om ons eie reis te herskryf. Die skoonheid van die riviermetafoor is dit. Die beweging is moontlik. 'n Rivier bly nooit stil nie. Maak nie saak hoeveel rotse in sy pad lê nie. Die water vind 'n manier vorentoe. Ons ook. Ons kan die stories erken wat in ons skoene ingeprent is, sonder om hulle die pad vorentoe te laat bepaal. Ons kan leer waarom ons reageer soos ons doen en dan anders kies. Ons kan ander by hul rivierbanke ontmoet met empatie in plaas van oordeel. En met elke oorsteek word ons sterker, sagter en wyser. Die rivier van die lewe leer ons veerkragtigheid, vergifnis, nederigheid en menslikheid. Dit herinner ons daaraan dat elkeen se reis kompleks is. Elkeen dra iets swaar en elkeen op 'n stadium deur waters wat hulle nooit verwag het om te trotseer nie. So wanneer ek sê, wees vriendelik, is dit nie 'n kliseë nie. Dis 'n oproep tot aksie. 'n Herinnering dat verbinding is wat ons laat dryf. En erkenning dat niemand die rivier alleen oorsteek nie. Voorgeles en saamgestel deur Christa Diedericks.